Dit reg. Goeiemôre julle. En is regtig lekker om hier te wees, die Sondag so voor Kersfees. Net 'n bietjie bymekaar te kom en net so vinnig so by 'n woordstil te staan. Lachelle het die laaste liedjie gekies en is baie interessant terwyl ek voorberei, hoor ek daai sinnetjie wat in daai liedjie is wat my hele boodskap oor gaan. In die volheid van die tyd. Het julle dit gehoor? Met blye engele, in die volheid van die tyd. Galasiërs 4 vers 4. Maklik om te onthou. Ons gaan net na daai paar verse kyk. Galasiërs 4 vers 4. In die volheid van die tyd. Galasiërs 4 vers 4. Nou dis baie interessant as jy sal sien dat 'n hele reeks waaroor ek praat van wanneer God nader kom na ons toe. Wanneer God nader kom na ons toe. Want die Kersfeesverhaal begin nie by 'n stal en by 'n ster nie. Dit begin by 'n verhaal van God wat ons kom soek terwyl ons hom nie soek nie. Kersfees gaan nie oor jou wat God soek nie, dit gaan eintlik oor God wat ons kom soek. Dit gaan oor God wat 'n ster in die hemel sit, dit gaan oor God wat engele vir herders stuur. Dit gaan oor God wat na die rykes kom, dit gaan oor God wat na die armes kom, dit gaan oor God na die gewone in die middel, Maria en Josef. Dit gaan oor God wat na die mensdom toe kom, waar ook al jy is en sê, hier is ek. Wow, dis die asemrowende storie van Kersfees. Dis nie kerk nie, dis nie godsdiens nie, dis nie doen dit en doen dat en soek my nie, dis hier is ek. Wat gaan jy nou doen? En dis vir my so mooi, ons vertel daai storie heeltemal te min, en die wêreld ken nie daai storie van Kersfees nie. Hulle verstaan nie, dis oor God wat na ons toe nader nie. En so, ek wil ons so 'n bietjie daarop fokus, en my hele reeks het ek begin met sy eerste naam in Genesis, is El Roi, die God wat my sien. Hy sien jou in jou swaar kry, hy sien jou in jou verbrokkeling, hy sien jou in jou woede, hy sien jou in jou swaar kry. Dis sy naam, hy sien 'n vrou wat swaar kry as gevolg van omstandighede wat regtig nie haar skuld is nie. En God sê, ek sien jou. Dis sy naam, dis wie hy is. En toe kyk ons ook na die herders en die wyses. En dit maak nie saak wie jy is en wat jy het om te bring nie. Of jy niks kan bring nie, en of jy baie kan bring. God soek jou. En so dis mooi. Nou vanoggend, wil ek net vir julle sê, Kersfees is die oomblik, wanneer die God wat jou sien, wanneer die God wat ons sien, ook gesien word. Ek wil dit weer sê, want dit is my so mooi. Kersfees is die oomblik, wanneer die God wat ons sien, gesien word. En so my vraag vir jou is, in jou wêreld sien jy hom? Hy's nie onsigbaar nie, hy's nie net hierdie binnekant stem, hy's 'n God wat gesien wil word. Soek jy hom? Want hy soek jou op. Hy wil gesien word. En so, Galasiërs 4, vers 4 en 5 sê die volgende. In die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. In die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, baie belangrik, onder die wet, sodat hulle wat onder die wet is, soms, hy ons kan vrykoop. Ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Waar gaan Kersfees? Eerstens, die volheid van die tyd. God stuur homself na 'n natuurlike vrou onder die wet, sodat ons, wat nie kan hemel toe gaan nie, kan hemel toe gaan. Dis Kersfees. God bepaal die tyd, kom na ons toe, deur aardse middele, om ons wat vasgevang is in aardse middele, kan vrykoop van aardse middele, sodat ons hemel toe kan gaan. Johannes 3 vers 16, dis ons storie. Ek kan nie verstaan hoekom ons dit nie meer net met mense deel wat ons kan sien, vasgevang is en dink hulle moet eers ergens opdaag, ergens kom, op 'n sekere manier lyk, 'n sekere ding doen, voordat Galasiërs 4 vers 4 vir hulle 'n realiteit word. Kersfees is vir almal. En so in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. In die volheid van die tyd het God
sy seun gestuur. Dis so mooi. Volgende, dis net ek wil net daai sinnetjie op hê. Sit die volgende skyfie op. Ek dink hy's daar. O, hy is nie. Okay, my fout. In die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Nou hy frase is teologies gelaai en ek wil vanoggend kyk na dit want ek wil julle ietsie moois vertel. En hierdie is nie 'n geskiedenis, hierdie is nie 'n geskiedenisles nie. As jy net hoor ek vertel jou 'n bietjie geskiedenis vanoggend, gaan jy regtig leeg huis toe stap. Jy moet tussen my lesie luister en hoor baie mooi wat die boodskap is want dis diep, maar dis beautiful vir wie dit geopenbaar word. So luister mooi. In die volheid van die tyd is 'n teologiese frase. Dis 'n frase wat mense wat worstel met die Bybel en God en sy grootheid en sy tyd, mense wat vasgevang is, mense wat lief is vir literatuur en vir prosa en poesie en vir woorde soos ek, word partykeer vasgevang in sekere sinnetjies. En mense sê, jy weet jy kyk te diep daarna. Ek hoor jou, maar sê vir 'n kunstenaar hulle kyk te diep in kleure en verf. Sê vir 'n kunstenaar hulle staar te lank na 'n dam. Sê vir 'n musikant, sy gooi te veel note die mekaar op haar cello, sy moet maar net Jan Pierewit speel. Sê vir iemand wat hulle eie liedere en melodieë bymekaar voeg soos Mozart, hulle is behept met musiek. En soos elke liewe ou, 'n bouer, kyk nou hoe die ou mense, die vorige generasies geboue gebou het en sê, man, dit moet net funksioneel wees. Nee, dit moenie net funksioneel wees nie. En vir iemand wat 'n teoloog is die Bybel of die woorde wat saamgevoeg is soos 'n tapestrie of soos 'n argitektuurmeesterstuk of soos 'n klassieke stuk of 'n kunswerk. Dit word saamgevoeg en in die volheid van die tyd is vir dies wat van liturgie hou, dis dit. En ek wil julle soontoe vat want dis so mooi wat daai frase veroorsaak het. Kersfees het gebeur as gevolg van daai sinnetjie. In 'n sin van die woord Kersfees. Die fees wat ons vier donderdag. Is julle met my? Donderdag se fees op daai datum kom uit hierdie sinnetjie in Galasiërs 4 vers 4 uit. In die volheid van die tyd. Wat bedoel ek daarby? Wel, dink 'n bietjie hieroor. In die jaar 204. Kan jou kop so ver terugdink? Die wêreld wil hê ons moet dink aan dinosaurs miljoene en miljoene jare terug. Jy kan nie eers dink aan toe Suid-Afrika 'n republiek geword het nie. Asseblief. Ons kan nie so ver dink nie. Dit is vir ons onmoontlik om 200 jaar terug te dink. Maar 204 jaar na Christus. 200 jaar na Christus. Net 200 jaar na Jesus. Is daar 'n man in Rome, 'n Christen pastoor. En sy naam is Hippolytus. En hy's 'n pastoortjie in Rome, daar waar Paulus en Petrus doodgemaak is. Selfe plek, die troon van die duiwel, die troon van die wêreld, waar die wêreld beheer word deur keisers wat Christene uitmoor in die Kolosseum met al die goud wat hulle geplunder het uit die tempel in Israel in die 70 na Christus. Sit hulle en maak Christene dood, bou fakkels uit Christene uit, blameer ons vir alles, noem ons mense wat kinders se bloed drink en wrede goed, julle moet die goed, dis net haglike omstandighede, en in daai haglike omstandighede van Christendom se hoogste vervolging, is daar 'n pastoor in die Mekka, in die hart van waar Christene vervolg word, en sy naam is Hippolytus. En Hippolytus is mal oor die Bybel, mal oor skrif. Hy was hoogs geleerd en hy bepaal, hy skryf, vir die heel eerste keer in die geskiedenis in die jaar 204, is daar 'n geskrif wat geskryf is, waar ons vir die eerste keer 'n datum sien vir Kersfees. Lank voor wat julle op die internet sien, dat dis 'n heidense fees, dit kom van heiden, lank voor die heidene, al hierdie simpel goed uit, lank voordat hulle gedink het, maar daar's 'n sonfees en 'n dit fees en 'n al daai nonsens wat julle oor die 25ste Desember op die internet kan oplees, lank voor dit. In die jaar 204 skryf 'n pastoortjie, 25ste Desember is ons Christus gebore. En hier sy redenasie oor die datum. Niks te doen met die wêreld nie, niks te doen met hulle wil die wêreld en ander mense, ek het al soveel nonsens gehoor. Hier sy redenasie, vasgevang op 'n dokument, jy kan nie verby dit kyk nie, dis feite. Hier sy redenasie, snaakse een, maar dis wat hulle geglo het in daai tyd. Hulle redenasie was as gevolg van Joodse tradisies en wat Jode geskryf het
oor profete. Hulle het gesê, God bepaal die tyd perfek. God se begin en sy einde is op dieselfde punt geskryf. Probeer dit net verstaan, ek weet dit is moeilik, maar God begin jou lewe en eindig jou lewe gelyktydig. Dis wat ek nogal diep oor glo en baie oor praat, maar dit is moeilik om oor te dink. Maar God sien jou begin en jou einde op dieselfde oomblik. Net, probeer 'n bietjie dit verstaan. Jy kyk na jou hand en jy sien jou hele lewe gelyktydig. In die verstaan van daai konsep het die Joodse skrywers oor die Ou Testament wat oor God dink hierdie gesê. Hulle het gesê, as God 'n baie spesiale profeet aarde toe stuur, dan sal God hom ook huis toe vat op dieselfde dag as wat hy gebore is. As wat hy, nie as wat hy gebore is nie, as wat hy bevrug is, as wat sy ma bevrug is. Die dag wanneer daai kind, wat ons sê mos 'n kind is nie lewendig buite die vrou nie. 'n Kind is 'n kind binne die vrou. Julle hoor dit ek sê? Die oomblik wanneer daai kind bevrug is en lewe, die oomblik wanneer God 'n identiteit in 'n kind skep hier binne in sy ma, daai oomblik wat 'n kind 'n destiny het, daai datum is die datum wanneer hy gaan sterf. Nou vir ons is dit simpel, vir ons is dit misties. Dit beteken vir ons nie baie nie, ek verstaan dit. Maar vir hulle was dit belangrik. In daai tyd van 200 jaar na Christus, wanneer niemand kon lees nie, min mense kon skryf en hulle oor baie goed gedink het, jy kry al daai denkers in Griekeland en Rome, was dit vir hulle iets waaraan hulle vasgehou het. En Hippolytus dink hieroor en hy sit by homself en dink, en hulle werk uit op 'n kalender, dat Jesus gekruisig is op die 25ste Maart. Nou, 'n paar honderd jaar later, weet ons hy's nie op die 25ste Maart gekruisig nie. Hy's eintlik gekruisig op die 3de April in die jaar 33. Dit weet ons vir 'n feit. Party mense bespiegel die 5de April in die jaar 30, wie gee nou om oor datums, dis nie waaroor hierdie preek gaan nie, maar vir interessantheid, meeste mense beweer deur baie interessante middele, die 3de April in die jaar 33 is Paasfees, dis wanneer Jesus gekruisig is, dis die oorspronklike datum. Maar in 200 jaar na Christus, sonder perfekte kalenders soos ons, was die datum vir Christus se kruisiging 25 Maart. Dis wanneer hulle dit gevier het. En so Hippolytus kyk na die grootste profeet in die geskiedenis, Jesus die Christus, waar al die profete heen wys, en hy sê, gebaseer op wat julle sê oor magtige manne, as Jesus gekruisig is op die 25ste Maart, dan die oomblik toe die engel aan Maria verskyn en sê, jy sal 'n kind hê en die Heilige Gees sal dit doen, wel daai datum was die 25ste Maart. En al wat Hippolytus doen is hy tel 9 maande van daar af. Die 9 maande van die 25ste Maart is die 25ste Desember. Dit was sy denke. Dis wat hy geskryf het vir sy kerk in Rome. Dit het hy op 'n dokument neergesit en sê ons sal sy geboorte vier 9 maande na hy in bestaan gekom het, toe Maria sê, doen met my wat jy wil, en God sê, goed so, en hy word gebore hier binne in haar gemoed, soos Johannes die Doper spring toe hy Jesus hier binne in Maria ervaar, dit was die 25ste Maart. 9 maande later is die 25ste Desember. Nou dit in sigself is nie vreeslik interessant en werk vir al die tyd dat julle hier sit en luister na my nie. Dit in sigself is net soos, okay, whatever, maar jy mis die groter punt, en dis wat ek vir jou wil sê, wat ons vandag nou moet luister. Anders mis ons ook dit vandag. Hoor asseblief mooi wat ek sê. Die punt was nie 'n kalenderdatum nie. Die punt is nie 25ste Desember nie. Die punt is nie 'n datum op 'n kalender nie. Die punt was 'n belydenis. En ek wil dit met julle deel. God se plan is in die volheid van tyd. God se plan het 'n datum. God se plan het 'n begin. God se plan lei ergens heen. Hippolytus sê in 'n wêreld waar Christendom onwettig is en daar was 'n man en hy het opgestaan en Christene glo het gesterf. Hippolytus kom en hy vat 'n kalender en hy sit 'n datum neer en sê, dit was nie sommer net iemand wat opgedaag het nie. God is gebore hier tussen ons. En dit was skokkend. Julle gaan nou hoor, dit het gelei na sy dood toe. Dit was skokkend vir iemand om 'n geboortedatum aan God te koppel. Nou Hippolytus het geleef, hy was gebore, dit weet ons in die jaar 170
hulle beweer hy's dood omtrent die jaar 235. Maar hy was 'n teoloog, dit sien ons in sy skrywe, diepdenker oor Christendom. Hy was 'n pastoortjie van 'n kerk in Rome en hy was 'n student. En hier wil ek ietsie doen. En julle moet my kwaad wees nie, dit moet sigbaar wees. So julle drie moet my help. 3 Bartels dames, julle al 3 moet vorentoe kom. Ek's jammer, jy moet net vorentoe kom. Jy het nie 'n keuse nie. Al 3 van julle kom staan asseblief net gou hier voor. Ek moet dit vir jou wys. Ja, jy ook asseblief. Julle moet dit net gou kom demonstreer vir ons. Okay. Jy staan in die middel. Kylie staan die kant van haar. Staan jy daai kant van jou? Okay, gaan so 'n bietjie voor. Kan jy hulle sien? Ek wil hê die kamera moet dit ook kan sien. Moet hulle voor die kansel staan. Skryf so 'n bietjie kansel, kan jy hulle sien? Okay. Dan ek het my daai vas. Hou vir my daai vas. Okay. Sien julle dit? Ek wil julle moet iets van Hippolytus verstaan om te verstaan hoekom ek hierdie moeite gaan om op die laaste Sondag voor Kersfees 'n geskiedenisles vir julle te gee. Want dit het 'n toepassing op jou en ek weet nie of ons dit besef nie. Okay. Jy staan daar met Baba Jesus in jou handjies. Okay. Jy ken hom persoonlik. Jy ken haar. En jy ken haar. Fair enough? Nee? Okay. Hoor nou 'n bietjie hier en luister mooi. Wie was Hippolytus? Wie was hierdie man wat datums bygevoeg het en dit sy lewe gekos het om 'n datum by Kersfees te voeg? Hoor mooi wie was hy. Hippolytus was 'n student van Irenaeus. Hallo Irenaeus, lekker naam, né? Irenaeus. Sy het my alles geleer wat sy geweet het. Okay? Is dit fair enough? Ek is Hippolytus. Ek is haar vriend. Sy leer my alles. Maar wat sy geleer, wat sy gehoor het, sy het dit gehoor by Polycarp. Wie's Polycarp? Dis Polycarp. En Polycarp hoor alles van haar Christendom en alles wat sy weet oor Christendom, leer sy vir, ek moet daai naam weer sien, wat is jou naam? Irenaeus. Dis Griekse weird name. So Polycarp leer alles wat sy weet vir Irenaeus. Irenaeus leer alles vir my Hippolytus. Maar waar het Polycarp alles geleer? Nou hier is feite. Dis nie opgemaak nie, ons het dokumente oor die goed, dis alles feite. Wat Polycarp alles geleer? By Johannes, die disipel van Jesus. Die geliefde disipel van Jesus. Die een wat na Maria moes omsien tot sy dood is en toe vir ons briewe geskryf het. Hy verstaan wie Jesus is. Want hy was by Jesus se ma. Johannes, die geliefde disipel, wat op die borskas van Jesus gelê het tydens Paasfees. Vat alles wat hy geleer het en wat ons nie eens in die Bybel het nie. En hy vertel dit vir Polycarp. En Polycarp begin 'n paar goed neerskryf. En hy leer dit alles vir wat ook al hierdie snaakse naam is. En sy leer dit alles vir hierdie Hippo. En hierdie Hippo lewe 200 jaar na Jesus, passievol, omdat hy basies kan terugkyk 3 generasies terug in Jesus in. Dis nie 'n passiewe Christen nie, dis nie iemand wat net die vervolging sien en sê, waarvoor gaan ons sterf nie. Hy kan terugkyk en Jesus raak sien in Johannes. En so wanneer hy dit sê, sê hy, is nie toch 'n Romeinse innovasie. Dit was lang voor kerk enigsins gevorm was. Lang voor kerk wettig geword het. Hierdie is ware Christene. En hy loor alles wat sy sê, want hy respek wat hierdie persoon sê. Want hy weet hy is geleer, en hy weet hy is geleer. En hierdie man, wanneer hy skryf, sê jy, iets roer hom. Dankie, julle kan maar sit. Jy kan vir my baba Jesus hier terug. Dankie. Ek moes dit vir julle demonstreer, dat julle kan verstaan wie hierdie man is. En hoekom hy so radikaal is, en hoekom hy vir sekere goed opgestaan het. Dis nie soos ons ver verwyderd nie, die godsdiens kom naby aan hom. Want so lang voor Christendom wettig gemaak is in die 4de eeu, lang voordat dit populêr was om in 'n kerk te sit en te luister na 'n klomp Rooms-Katolieke wat vir jou klomp goed in Latyns leer. Lang voor dit ietsie was wat jy moes kom doen, anders was mense teen jou. Lang voor dit is net jy en God, staan hierdie man en hy skryf en hy beweer,
dan moet 'n datum wees. Dan moet 'n datum wees. Hy God kom wanneer die tyd reg is. Luister asseblief mooi na my. God kom wanneer die tyd reg is, nie wanneer dit gemaklik is nie. God sal kom in die volheid van die tyd. God sal kom in die volheid van sy tyd, nie wanneer jy dink dit reg is nie wanneer jy reg is daarvoor nie, maar wanneer die tyd bepaal is, daag hy op, maak nie saak hoe haglik jou omstandighede is nie, as hy sê, hier's ek, dan sê hier. Hippokie het dit verstaan. Hy het verstaan hoe belangrik dit is om wakker te wees en Jesus raak te sien. Nou ek het klaar gesê, hy was een van die mees geleerde Christene in sy tyd, ek wil nie verveel daarmee nie, maar hy was baie wel geskryf, hy was baie groot aansien gehad in sy tydperk, en ons het 'n paar van sy dokumente, stuk, bietjie 'n paar vervalle, maar ons het nogal van sy stukke wat jy kan lees. Maar hier is iets interessantes van hom. Hy was nie bang om kerkleierskap uit te daag nie. Dis 'n man wat terugkyk en Johannes die disipel van Jesus kan sien. Hier het ons iets van hom geskryf. Hy het die paus in Rome uitgedaag en gesê, jy's verkeerd. Hy het die kerkleier van sy dag, is nou voordat die Katolieke kerk ontstaan, die kerkleier van sy dag het hy uitgedaag en gesê, jy speel met sonde. In die geskrifte haal hy die leier van die kerk uit, want die leier van die kerk laat toe dat mense wat met seksuele sondes de mekaar is, vry daarvan afkom. Hy sê, die leier van die kerk, ag, kom bid net 'n bietjie, dis waar dinge begin. Kom bid net so 'n bietjie en sê jy's jammer en alles sal oukei wees. Hippolytus het geglo dit met die doodsvonnis dra. Woeste mense. Jy tree verkeerd op en doen verkeerde goed met mekaar se liggame, die Ou Testament sê dis die doodsvonnis. En hy kyk na die leier van sy dag en hy sê, jy speel met sonde, die Bybel sê, dit sal jou dood beteken. En die leier van die kerk in daai dag sê vir Hippolytus, wel as jy nie toelaat dat mense net in jou kerk kom bid en alles is net fyn nie, dan is jy nie deel van ons nie. En Hippolytus sê, wel dan begin ek my eie kerk. En Hippolytus breek weg van 'n tradisie waar jy net kan kom dinge doen om beter te voel oor jouself na sonde is nie jou maatjie nie. Dit is baie interessant vir my. Hy was verseker nie 'n perfekte ou nie, dis nie die punt nie. Die punt is, sien jy die spanning in kerk 200 jaar na Jesus? Dis wat ek vir julle wil vra. Sien julle die spanning in kerk 200 jaar na Jesus? As nie 'n verskoning om nie deel te wees van iets nie. Want 200 jaar na Jesus was daar spanning in die kerk, tussen leierskappe. En so Hippolytus, daar spanning in die kerk. Maar hier is hoe God die storie interessant eindig. Die wreedste keiser in sy dag, Maximus Strax in Rome, vat hierdie stokers, hierdie pastoortjies, soos die leier van sy dag, ons noem hom maar die paus, want dis maar wat sy titel was, biskop, beteken biskop. Die biskop van die kerk in sy dag en hierdie Hippolytus, hulle veroorsaak 'n bietjie stories, hulle beklei oor die drie-eenheid van God. Is Jesus werklik God? Is hy werklik die seun van God? Is hy God in vlees? En hulle beklei so 'n bietjie oor die drie-eenheid. Julle dink die drie-eenheid is 'n algemene ding. In 400 het hulle eers besluit wat is die drie-eenheid en het hulle goed daaroor neergeskryf. Hierdie is lank voordat Christendom enigstens gevorm is soos ek en jy dit verstaan. En hulle beklei oor die drie-eenheid. En Maximus, hierdie wrede keiser, kom by mekaar en sê, julle Christene, julle laat mense 'n bietjie in oproering kom. Ek gaan julle wegjaag. En hy jaag die leier van die kerk in Rome en hierdie pastoortjie van sy kerkie in Rome. En hy stuur hulle Sardinië toe, na 'n eiland toe waar daar mynskagte is en hulle moet heeldag net in myne gaan werk. En die laaste geskrif wat ons het, hoor hoe mooi is hierdie. Die laaste geskrif wat ons het van Hippolytus is waar hy en die biskop van Rome vrede maak in die myne van Sardinië. Hoe hulle mekaar omhels en vrede maak. In 'n mynskag. Ons weet nie hoe hulle dood nie, maar vir 'n feit is hulle dood aan uitputting, uitbranding, honger, doodgewerk, doodgemaak,
daar op die eiland van Sardinië, in 'n wedertyd waar baie Christene hulle lewe net so verloor het sonder enige prosesse. Net omdat die keiser nie van hulle gehou het nie, want hulle was besig om oproerings te veroorsaak. En hierdie Christentjie wat worstel met ander Christene oor sake soos die drie-eenheid en Kersfees en 'n datum, hy word as gevolg van die feit dat hy beklei oor 'n datum, oor Kersfees is iets belangrikers as wat julle dit maak, word hy en die ander pastoor tot dood toe veroordeel. Ons het iets baie interessants oor hom. Ons het 'n studie wat hy neergeskryf het oor die boek Daniël, wat nogal behoue is. En in sy studie oor die boek Daniël skryf hy hierdie woorde: God is in beheer van alle tye. God hou tyd in sy hand, en hy herhaal weer hierdie woorde: in die volheid van tyd bepaal God alles. Hy was mal oor die feit dat God datums bepaal en dan doen wat hy sê hy sal doen. As 'n standbeeld van hom in die Vatikaan wat hulle in 1500s opgegrawe het. En op hierdie standbeeld van hom is die boeke wat hy geskryf het en dan is daar 'n kalender aan die agterkant. Ek het die voorreg gehad om dit te sien. En aan die agterkant van die standbeeld is daar 'n kalender. 'n Kalender van datums wat Christene vier. Raai wat se datum is daarop? Kersfees. Hoekom deel ek hierdie geskiedenisles met julle? Wat is die punt wat ek maak? Want anders is dit net geskiedenis. Asseblief moenie dit mis nie. Johannes skryf in sy evangelie in Johannes 1 vers 14: Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Te veel Christene ervaar ons godsdiens as iets spiritueel, iets misties. Ek weet, ek was by sulke mense net nou die dag. Dis 'n mistiese ervaring. Iemand het op 'n kruis kom sterf en ons sonde weggewas. Nou vat jy nog en ons maak ons godsdiens so 'n mistiese ervaring soos 'n Boeddhis of 'n Hindu, dat ons begin dink as ons na sekere plekke toe gaan en om goed stap, dan aktiveer ons goed in die hemele. En ons maak ons Christendom sulke mistiese ervarings dat ons vergeet. Ons vergeet. Hy het in tyd ingetree en vlees kom word, sodat ons kan sien hoe lyk dit om in die praktiese Christendom uit te leef. Ons vergeet daar was 'n geboortedatum, ons vergeet daar was 'n sterfdatum, ons vergeet hy het mens kom word en dit moet gevier word. Hy het tussen ons kom leef. Hy's nie 'n engel wat 'n boodskap aan 'n man onder 'n boom kom gee het nie. Hy's nie 'n ander God met 6 arms wat ervarings wil kom losmaak het vir een of ander man in Indië nie. Hy het vlees kom word en tussen ons kom woon. En mense het gesterf omdat hulle wou gehad het, ons moes daaraan vashou. My vraag is, hou ons vandag nog daaraan vas? Dat Christendom 'n verhouding is met iemand wat vir ons kom wys het hoe God lyk. En dat jy kan ritme daaraan koppel. Seisoene, feesdae, 'n ritme rondom hoe hy gekom het, wat hy gedoen het, wat hy geleer het, hoe hy gesterf het en wat hy beloof het gaan gebeur. En so Johannes 1 vers 14 sê, hierdie woord, hierdie mistiese boek, hierdie boek met soveel dinge binne-in, jy verstaan nie, dit het vlees kom word, dit het tussen ons kom woon, dit's Kersfees. Mense moet herinner word, hierdie mistiese, goddelike element tussen ons kom woon. En ek weet nie of jy altyd God ervaar by die werk, in jou wêreld, in jou gesin, of hy net vir jou ietsie misties is wat jy net moet kom ervaar en of jy hom kan beleef nie, maar Kersfees is 'n beleef feesviering. God vind jou waar jy is, maar hy word gebore hier binne in jou en hy bring verlossing. Hier's my boodskap, hier's wat ek wil hê jy moet verstaan. Daar kom 'n datum wanneer hy hier binne in jou gebore word. Die 25ste Maart vir Maria, hier binne in haar, sê sy, doen met my wat jy wil. 9 maande later
begin die vrug daarvan sigbaar word en sy hou 'n baba vas en mense aanbid hom en mense kom val voor hom neer en mense wil hom doodmaak en steel uit haar lewe uit en alles wat mense sê bære sy diep in haar hart en sy hou hierdie baba vas en te styf vas toe hy 'n tiener word, maar sy hou hom vas. En op 'n bepaalde datum kom sterf hy om sy doel te bereik oor hoekom hy gebore is. Is jou Christendom soos dit? Is jou Christendom so doelgerig dat jy glo hy's hier binne in jou gebore op 'n sekere tyd? Wanneer was dit? Wanneer het jou hart vir die Here gegee? Van ons het datums, van ons het nie. Maar hy's op 'n sekere tyd hier binne in jou gebore. Jy het begin glo. Op die troue waar ons was met Michelle, is ons besig met 'n familie en is baie hartseer. Die vrou is 'n Christen, haar dogter wat daar sit, beeldskone, mooi dogter, 23-jarige, is nie 'n Christen nie. Haar man drink en hy's ver van Christendom af en hy het teologie gestudeer op 'n stadium, ons was op hulle troue gewees. En sy sit daar by die tafel en dis wat hierdie boodskap in my losgebreek het en ek was so huil. Sy sit by die tafel en sy vat 'n champagne, daai metaal ding bo 'n champagnebottel en sy hou hom so in die lug en sy sê kyk as jy jou oë so snaaks maak en jy bring die agterkant vorentoe en jy beweeg hom so bietjie dan spring hierdie ding rond. En almal aan die tafel doen dit. Ooh, kyk hoe mooi is dit. Ooh, kyk hoe oulik is dit en ek soos Emperor's New Clothes. Die keiser het nie klere nie. Ek sien niks nie. Almal maak asof hulle ietsie sien. En sy het 'n kind aangeneem, asemrowende kind, baie mooi kind. En die kind sê, wat is die keiser het nie klere nie. Maar lank storie kort te maak, vertel ek so vinnig vir die kind, is groepsdruk, moet jy altyd net saam met mense stem nie, alles is wat dit lyk nie. En toe die kind wegloop, toe kyk Michelle se vriendin na my. Want ons het so 'n bietjie oor kerk gepraat, ek het met haar man 'n bietjie oor kerk probeer praat, maar sy kyk na my en sy sê vir my, weet jy, dis soos hierdie ding. Of jy sien Jesus of jy sien hom nie. Either you get it or you don't. En partykeer hou jy hom vas en jy kan hom net nie sien nie. Jy maak asof jy hom sien, maar jy sien nie, jy sien dit net nie. En dan party mense gaan net aan met hulle lewens en hulle verstaan nie hy moet gebore word nie. Daar moet iets wees waar jy sê, hy dit is. Kom doen met my wat jy wil, ek is joune. I get the meaning to life. Ek verstaan waaroor Kersfees gaan. Hy moet gebore word in my. Hy moet sigbaar word deur my. I get it. Dan moet 'n Kersfeesdatum plaasvind wanneer mense sê jy is 'n Christen. Ek sien Jesus in jou. Dis Kersfees. Dis Kersfees. God word sigbaar in jou. En vir meeste van ons is ons nie bekommerd oor Kersfees nie. Ons noem onsself Christene en ons drink soos ons wil en ons doen wat ons wil en ons maak wat ons wil, maar we don't see it. Want Hippokritus het, wat ook al, Hippolytus, hy het gesê daar's 'n datum. Daar's 'n oomblik. En toe hy sê daar's 'n oomblik, wil ek hê julle moet ietsie verstaan. Toe hy 'n datum aan Jesus koppel en sê, nee, hierdie is nie net 'n mistiese God soos julle mistiese gode soos Zeus nie. Hierdie is 'n mens wat tussen ons kom woon het. Toe hy sê Jesus is gebore, toe hoor die keiser, jy's nie die Here nie, hierdie kind is die Here. Toe hy Jesus wegvat van 'n mistiese God in die hemel na 'n fisiese mens op aarde, toe vergelyk hy Jesus met die regeerders van sy dag. Toe word Jesus belangriker as sy baas. Toe word Jesus belangriker as jou vrou. Toe word Jesus belangriker as jou kinders, of jou geld, of jou bankbalans, of jou toekoms, of jou aftrede, of jou drome, of enige iets wat gesag het oor jou lewe. En toe hy sê, nee, hierdie is 'n kind wat gebore is, ons het 'n datum, toe hoor die keiser. Hierdie is nie net 'n God wat ek kan aanvaar nie, hierdie is 'n dreigement vir my. Want ek is gebore as die Here. Ek is die môre son wat opgekom het. Ek is die seun van God. En die keiser wou nie kompetisie gehad het nie. En hy stuur hierdie Christene na hulle dood toe. Met Johannes 1 vers 5 sê, die lig skyn in die donker, in die duisternis. En die duisternis sal dit nie oorweldig nie. En so om klaar te maak wat Hippolytus skryf, omdat hulle kom uit Europa uit. In Desember is hulle donkerste, langste dag van donker. Julle weet dit, wat sy woord, Mila, jy het dit gestudeer op skool, né? Het word iets genoem. Langste nag, langste dag. Ek het nou vergeet.
Julle weet waarvan ek praat. Solstice. Nou die solstice is in Desember, is die langste nag. En so Hippolytus skryf en hy sê, is dit toevallig dat toe die langste nag verby is, die lig nou skyn. Die langste nag is verby, die langste dag is aan die kom. Dit was vir hom iets wat hom excited gemaak het. Hy het geglo dat hierdie keiser wat Christene doodmaak en as fakkels verbrand, sy dag gaan klaar wees. Hy was nie ver verkeerd nie. 200 jaar na Jesus praat hy, 200 jaar na hom, toe word daar 'n keiser wat 'n Christen is. En Christendom word wettig en ons word nie meer doodgemaak nie. Die lang nag was aan die verby. Sien jy dit? Is jy so opgewonde soos hierdie jong pastoortjie wat sien dat die lang nag aan die verbygaan is en Kersfees is die aankondiging van die lig wat nou gaan skyn. 25 Desember val net na hierdie langste nag en dit kondig aan dat die langste dag op pad is. Kersfees sê nie daar is nie donkerte nie, inteendeel. Kersfees herinner jou die lang nag is hier. Maar Kersfees sê vir jou, donker kry nie die laaste woord nie. Donker kry nie die laaste woord nie. En so God wag nie vir jou donker om verby te gaan nie. Hy kom in jou donkerte in. En van daardie oomblik af begin lig in jou groei. 9 maande. 9 maande. Dis wat Hippolytus geglo het, in die sin van hoe hy dink. Vanaf dit hier binne is, 9 maande later, toe sien ons. My vraag aan jou is, hoop jy ook om dieselfde vrug te dra van Kersfees? Dit wat hier binne in jou bewaar is, so te bewaar teen sonde en hierdie wrede wêreld, dat dit nie doodgemaak word hier in jou baarmoeder nie. Maar dat jy dit veilig bewaar hier binne in jou, sodat dit sal vorm en dat dit sal lewe. En sodat die wêreld die kans sal kry om aan die vrug van jou Christendom te eet. Sodat verlossing sal kom op jou kruis. Die dag van jou dood. Want Jesus word gebore om verlossing te bring. En so ek eindig maar net met Galasiërs 4 weer. In die volheid van tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hy hulle wat onder die wet is, kan vrykoop. Ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Die God wat jou sien, die God wat naby aan jou kom, is die God wat jou wil red in die volheid van tyd. Kersfees is nie sentiment nie, dis nie geskenkies net onder 'n boom nie, dis nie net liggies wat skyn nie. Dis nie net 'n happy feel good, happy lig moment nie. Dis 'n redding in geskiedenis. Dis Paasfees, maar daar's 'n storie daaraan gekoppel. Dit het sigbaar geword. Hy het in jou lewe ingestap op 'n spesifieke datum en 'n spesifieke tyd. Hy het in jou lewe ingestap op 'n spesifieke datum en 'n spesifieke tyd. En die lig aangeskakel. Laat Kersfees kom. En vir julle wat so 'n bietjie by die huis verder wil gaan studeer oor hierdie boodskap, lees net die volgende 2 verse. En kom agter waar ons staan in hierdie storie. Want in vers 6 sê hy, en die Heilige Gees sal hy in jou laat gebore word. Sodat die Heilige Gees in jou sal begin skree, Abba, Vader. Ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is sy kind. Iets moet in jou gebore word, die Heilige Gees. So die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8, die binne in jou begin skree, totdat die wêreld kan hoor, ek is nie 'n slaaf nie, ek is sy kind. Kersfees. Is groter as wat jy dink. Moenie laat dit net verby jou gaan nie. Maak dit 'n realiteit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons nou die geleentheid het vir Kersfees. Ons het deur die Heilige Gees in vers 6 en 7 die geleentheid dat die Heilige Gees in ons gebore word en ons nie swaar deur die wêreld gaan en net kla oor alles nie, maar inteendeel sê ten spyte van die donker nag is die lig aan die kom. Abba, Vader, kindskap, U kom.
Mag die wêreld 'n ware Kersfees ervaar. 'n Ware Kersfees wanneer Christene toelaat dat Kersfees binne in hulle plaasvind. Net soos wat hierdie jong Christen 200 jaar na u geboorte sy lewe gegee het om hierdie boodskap uit te dra. In die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Doen dit vir ons ook, Here. Doen dit vir ons ook. Ons sê vir u dankie daarvoor. Ons wil dit raak sien. Ons wil dit beleef. Ons wil dit sien. Kom doen dit vir ons. En as enige iemand vanoggend hier sit en hy bid daai woorde, ek wil dit ook sien. O Gees van God, hoor hulle. Kom staan by hulle. Openbaar binne in hulle. Mag hulle Kersfees beleef. En die liefde van die Vader en die genade van sy Seun en die samesyn van sy Gees. Amen en amen. Baie lief vir julle. Mag julle 'n fantastiese week hê. Geniet dit. Ek sien julle donderdag vir 'n lekker gesins Kersfeesdiens. Lekker week vir julle. Totsiens.